Goeiemiddag hier op die 18de September en dit is donderdagmiddag en ek het goed gedink om 'n lering te bring in die of as teenvoeter teen die vloedgolf wat daar buite aangaan van wat Dani Botha gesê het. Nou, wat Dani gesê het was baie kontroversieel. Maar ons moet nou alles in konteks kyk en ons moet reg antwoord. Dit is belangrik om die skrif reg te sny. Die woord van God sny verskillende kante toe en ons moet kan reg sny. So goed, kom ons kyk 'n bietjie na van die elemente wat Dani genoem het. En een van die elemente was wanneer natuurlik daar grootskaalse moeilikheid sou kom oor die aarde, die 23ste met die fees van trompette en dat dit nou die wegraping gaan wees en al hierdie goed gaan plaasvind en dan gaan verskriklike groot konsternasie wees. En hy het 'n klomp goed gebruik, hy het rugbytellings gebruik, hy het syfers gebruik en syfers genoem wat hom nou hierdie idee sou gegee het oor hierdie volgende tydperk wat kom. Nou goed, ons moet kyk wat sê die skrif. Alles moet ons kyk in konteks van die skrif. Hoekom moet ons dit doen? Eerstens, daar is 'n paar dinge wat baie belangrik is om te verstaan. Die een ding is, en ek het 'n klompie skrifte hierso en ek gaan vinnig deur van hulle gaan, want ek wil nie te lank oor hierdie goed praat nie. Maar dat ek het gou vinnig kyk hierso, ek het 'n paar spesifieke vrae wat ek myself gevra het hierso. En hierso sien ons 'n baie belangrike ding in Handelinge 1 vers 6 tot 7. Hulle wat bymekaar was het hom gevra, Here, sal U in hierdie tyd die koninkryk weer aan Israel herstel? Maar hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die seisoene te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. God alleen weet wat hy wanneer gaan doen. En interessant dat Jesus die woord Vader die gebruik. Dit kom julle nie toe nie. En dit gee vir ons 'n goeie prentjie van wat hy gesê het in Matteus 24 vers 36, né? Maar van daardie dag en uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel nie, maar alleen my Vader. Hy het verwys na die Vader as die een wat alleen weet wat die tye en die seisoene is. Dit beteken nie dat Jesus op hierdie stadium nie alle kennis gehad het nie. Hy het alle kennis gehad, maar die manier hoe hy hierdie aan hulle oorgedra het was, ek weet eintlik ook, want ek en die Vader is een, maar julle weet nie. Nie julle weet nie en ook nie die engele gaan weet nie. Tye en seisoene en geleenthede behoort aan God. Nou, ons sal nou gou kyk na die verskillende feeste. Maar daar is 'n paar belangrike ander dinge ook om te weet, né? En ek gaan nou hierdie vir julle sê. Hierdie is 'n baie belangrike skrifgie om te ken. Dit kom uit die Koning James, ek het dit vertaal in die Afrikaans, Openbaring 19 vers 10 is baie belangrik om te weet. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy sê vir my, moet dit nie doen nie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broers wat die getuienis van Jesus het, aanbid God. Kyk wat sê hy nou, hy sê, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Indien jy jouself uitgee as 'n profeet, moet jy kan sê wat Jesus gesê het. Jy kan nie net goed uit jou duim suig en dink, okay, dit is nou die waarheid nie. Nee? Nou, Dani het genoem van die fees van tabernakels, of die fees van trompette. Ek gaan gou so intoe. Daar is 'n klompie feeste van die Here. Onthou, hierdie was nie die Joodse feeste nie. Hierdie was die feeste van God, soos gegee in die Ou Testament.
Nou, in Levitikus 23 word hierdie feeste vir ons baie mooi uitgebeeld, maar daar is 7 hooffeeste wat in 3 seisoene plaasvind. Nou, die lengtefees is gewoonlik in Maart en April. Dit is Pasga. Dit vier die bevryding van die Israeliete uit slawerny in Egipte, spesifiek toe die doodsengel verbygegaan het by die huise met die lambloed wat aan die deurposte mos geplaas was. Onthou julle dit, nê? Nou, hierdie fees, die Pasgafees, is vervul deur Jesus Christus. Onthou wat hy gesê het, ek het nie gekom om die wet weg te maak nie, ek het gekom om dit te vervul. So hoe het hy dit vervul? 1 Korintiërs 5:7. Die offer van Jesus, die lam van God, wat vir die sondes van die wêreld gesterf het. Dan in hierdie lentefees het ons die fees van die ongesuurde brode. Dis 'n 7 dae fees na Pasga waar geen suurdeeg geëet word nie. Dit simboliseer die haastigheid van die uittog en die verwydering van sonde. Die profetiese vervulling, 1 Korintiërs 5:8. Jesus se sondelose lewe, want suurdeeg simboliseer sonde, en die oproep vir gelowiges is om 'n nuwe opregte lewe te lei. En dit is in 1 Korintiërs 5:8. Dan het ons die fees van die eerste vrugte. Hierdie fees erken dat God is die voorsiener van alle dinge. Nee? 1 Korintiërs 15:20, die opstanding van Jesus Christus uit die dood is die eersteling van die wat ontslaap het. Hy is die eersteling. Nee? Dan het ons die fees van weke of Pinkster, 50 dae na die eerste vrugte. Dis gewoonlik in Mei, Junie. Dit vier die koringoes en die gee van die wet by berg Sinai. Hoe is dit profeties vervul? In Handelinge 2. Die Heilige Gees is uitgestort op die kerk en nou skryf God sy wette op gelowiges se harte. Dit sien ons in Hebreërs 10. Goed, die herfsfeeste. Hierdie is gewoonlik September, Oktober. Hierdie is die datums wat Dani beginne van praat het. So Dani weet iets. Dani weet iets, want Dani is baie opgewonde oor dit wat hy weet. En hy het dit probeer profeties maak. Nee? Hierdie feeste vind in Tishri plaas. Dit is die Hebreëse kalendermaand. Kom ons kyk 'n bietjie. Die eerste ene is die fees van trompette of die fees van die bassyngeklank of die hoof van die jaar soos hulle dit noem. Dis die eerste dag van Tishri of die begin van die Joodse nuwe jaar en dit val gewoonlik hierso om en by 23 September. Die doel van hierdie fees is 'n rusdag, geken deur die blaas van bassyne, die shofar of die ramshorings en dis ook 'n oproep tot vergadering vir berou en voorbereiding. Dit lei die 10 dae van ontsag in wat tot Yom Kippur lei. Die profetiese betekenis: die bassyngeklank of die trompetgeklank word verbind met God se kroning, oproep tot berou en toekomstige bymekaar maak van sy volk. Baie geleerdes sien dit as 'n voorafskaduwee van die wegruk van die kerk of die opraping en die wederkoms van Christus wat met die besyn van God aangekondig sal word. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 en 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52. Dan het jy die groot versoensdag of Yom Kippur. Dis die 10de dag van Tishri. In ander woorde, dis so om by die einde van September. Ek het gou so kyk dat ek nie nonsens praat nie. 10 dae van ontsag en dan nog die 10de dag van Tishri. Die doel hiervan is die mees plegtige en heilige dag vir die Joodse jaar. Dit was 'n dag van vas, nederigheid, vertrapping van die siel, in ander woorde selfondersoek. En slegs op hierdie dag kon die hoëpriester die allerheiligste binnegaan om versoening te doen vir die sondes van die nasie. Met ander woorde, dit is wanneer Jesus Christus in hoofstuk 4 van Openbaring die rol uit die hand van die Vader neem. Profetiese betekenis: dit dui op die finale versoening vir sonde en die nasionale berou van Israel. Profeties word verbind met die wederkoms van Christus, wanneer Israel sal sê, kyk na hom wat deurgestreek is, en hulle sal rou bedryf. Dan het ons die loofhuttefees.
die 15de tot die 21ste van Tishri. Nee, is 'n weeklange uitbundige oesfees, wat God se beskerming en voorsiening tydens die 40 jaar van swerwing in die woestyn herdenk. Mense woon in tydelike hitte in hierdie tipe van goed. Die profetiese betekenis hiervan is die terugkom van Jesus Christus, die 1000 jaar vrederyk en al die goed wat daarmee saamgaan, soos ons kan sien in Sagaria 14 vers 16 tot 19 en Openbaring 21 vers 3. Nou, niemand ken die uur nie. Niemand ken die dag nie. Niemand nie. Maar ons ken die fees. Ons ken die fees. Maar selfs by die opraping of die leer van die wegraping is daar totaal en al 'n misverstand. Daar's 'n totaal en al 'n misverstand. En ons sal kyk wat Jesus self sê eers, net kyk wat sê hy in Matteus 24 vers 31. Hy sal sy engele uitstuur met 'n groot basuinklank, groot trompetgeluide, en hulle sal sy uitverkorenes bymekaar maak van die 4 windstreke. Wag 'n bietjie, ek dog ons ontmoet hom op die wolke. Kyk nou, in Markus 13:27. En hy sal sy engele uitstuur en sy uitverkorenes bymekaar maak van die 4 windstreke, van die einde van die aarde tot by die einde van die hemel. Maar hy stuur sy engele uit om dit te doen. Is dit nie interessant nie? Dit is baie, baie interessant. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die ander leringe daaromtrent. Het is baie belangrik, mense, dat ons verstaan waaroor hierdie goed gaan. Jesus het gesê in Johannes 14 vers 1 tot 3, ek kom weer, ek gaan heen om vir julle 'n plek voor te berei en ek kom weer. Nee? Hy sê vir ons in Matteus 24, 30 tot 31 sê hy, en dan sal die teken van die seun van die mens aan die hemel verskyn, en dan sal al die volkstamme van die aarde rou bedrywe, en hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel. Nee? Hy gaan kom op die wolke, want dis nie hoe die wegraping plaasvind nie. Hy stuur sy engele uit, dis onder die krag van die Heilige Gees dat ons opgaan, en hy stuur sy engele uit om die werk te doen. Ons gaan ontmoet hom in die hemele. Nee? Kyk wat sê hy. Markus 13, en dan sal die seun van die mens sien kom in die wolke met groot krag en heerlikheid. En dan, luister mooi na die bewoording, en dan, so iets gebeur, en dan, maar kyk nou wat sê hy weer, en dan sal hy sy engele uitstuur en sy uitverkorenes bymekaar maak van die 4 windstreke, van die einde van die aarde tot die einde van die hemel. So dis verskillende goed wat plaasvind. En dan, né? En ons kan dit sien in die boek van Openbaring. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom, dan sal hy op die troon van sy heerlikheid gaan sit en al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word. Dit is na die eerste en dan. Kyk hierso. Die engele sê selfs in Handelinge 1 vers 10 tot 11. Hierdie Jesus wat julle opgeneem is na die hemel, soos julle hom in die hemel sien opvaar het, so sal hy weer kom. Kyk wat sê Paulus vir ons. In 1 Tessalonisense 4, 16 tot 17. Want die Here self sal vanaf die hemel neerdaal met 'n bevelsroep, met die stem van 'n aartsengel, met die besuin van God, en die wat in Christus ontslaap het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat nog in die lewe is en oorbly, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here tegemoet waar? In die lig. Ons gaan die Here in die lig ontmoet, nie in die wolke nie. Ons gaan saam met hulle in die wolke. Ons gaan saam, dit gaan lyk soos wolke wat ons opgaan. En dan sê hy vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 2, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here sal soos 'n dief in die nag kom. Niemand gaan weet nie, nie Dani, Botha nie, niemand nie. Maar wat kan ons sê van wat Dani gesê het? Dani het reg gesê dat hierdie is die tydperk. Dis belangrik om dit te verstaan.
die fees van trompette, die oesfees, die loofhuttefees, hierdie feeste, wat ek nou net genoem het, hierdie laaste 3 feeste, wat plaasvind in die maand van Tishri, moet nog deur die Christus vervul word. So daar is daar nie reg. Maar gaan dit nou wees? Nee, daar nie is verkeerd. Hy hoop dit gaan so wees. Maar dit is nie so nie. Dit gaan nie so wees nie. Hoekom nie? Daar's te veel openbaringe in die nie openbaringe nie, profetiese woord in die Ou Testament wat nog volbring moet word. En daar is belangrike verse in die boek van Openbaring wat vir ons die volgorde van sy koms leer. Kyk hierso, 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 10. Wanneer die Here Jesus vanaf die hemel geopenbaar sal word met sy magtige engele in vlammende vuur. Daar kom 'n antwoord. Wanneer die Here Jesus vanaf die hemel geopenbaar sal word met sy magtige engele. Goed. Petrus sê ook vir ons, dis soos 'n dief in die nag. Nee? Kom ons kyk wat kan ek nog vir julle sê in verband met hierdie goed. Openbaring 1 vers 7 sê vir ons die volgende: kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook die wat hom deursteek het. En al die stamme van die aarde sal oor hom weerklag. Ja, amen. Maar kyk wat sê hy in hoofstuk 19. En ek sien die hemel oop en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word getrou en waaragtig genoem en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. Né? Kyk nou hoe werk dit, mensies. Na die kerk-era. Die kerk-era eindig in die boek van Openbaring, hoofstuk 3, met die kerk van Laodicea. Aan die einde van die kerk-era begin hoofstuk 4 in die boek van Openbaring. En die apostel Johannes sê 'n baie belangrike ding. Hy sê daarso, ek het 'n geopende deur in die hemel gesien. En ek het 'n stem gehoor wat geklink het soos bassyne, trompette en hierdie tipe van ding. En 'n stem wat vir my sê, kom op hierheen. En ek het opgegaan. En hy het by 'n engel gaan staan en hy het by die engel se voete geval. En die engel het vir hom gesê, moenie my aanbid nie, ek is 'n diensknegt net soos jy. Wat sê die skrif vir ons? Die engele gaan haal die kerk. Die engele vat ons op boontoe, wanneer ons die stem hoor, soos trompetgeluide wat sê, kom op hierheen. Nou goed, ons gaan nou op daarheen, ons sien Jesus Christus, die Vader, en die troon en al hierdie goed in die wolke. Dis hoe ons dit ervaar, maar is nie aardse wolke nie. Ons sien die see van glas en ons word deel van die see van glas. Maar wanneer die aarde vir Jesus sien terugkom, wanneer die mense vir Jesus sien terugkom, dan sien hulle hom terugkom op die wit perd om oorlog te voer. Dis wanneer elke oog hom gaan sien. Maar wanneer die trompetgeluide plaasvind, dit is nie wanneer elke oog hom gaan sien nie. Hulle gaan die trompetgeluide hoor, maar ons gaan hoor, kom op hierheen. Ons moet die skrif reg sny. Ons moet verstaan, die profetiese woord is die openbaringe van Jesus Christus. Dis die gees van Jesus Christus. Dis die uitspreek van wat Jesus vir ons geleer het. So goed, wat kan ons nog sê? Wat kan ons nog sê? Jesus gebruik 'n paar stellings oor syfers. En hy sê, in 3 dae sal hierdie tempel afgebreek word. En ek sal dit in 3 dae weer oprig. Hy sê, hierdie tempel gaan afgebreek word, en ek sal dit binne 3 dae weer oprig. Hy praat vir homself. Want dit kom by syfers, nee. Wanneer God vir jou syfers gee, dan praat hy met jou. Vader praat met Dani oor homself wat die syfers aanbetref. Maar hy raak opgewonde oor hierdie profetiese woord wat hy het, maar dit is nie
'n profetiese woord wat uit God se mond uitkom nie. Hoekom nie? Want die kerk stem nie daarmee saam nie. 1 Korintiërs 14 verduidelik baie mooi hoe dit werk. Die een kom vorentoe en hy profeteer, en die ander een vat die profesie en hy vat dit aan, en die ander een vat die profesie en hy vat dit aan. Een ou profeteer nie net en almal sê hiep hiep hoera, hier kom die ding nou nie. Nee, dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. So wanneer dit kom by syfers, getalle, nee, praat God spesifiek met die persoon. Jesus Christus, in 3 dae sal hierdie tempel herbou word. Hy het van homself gepraat. Net soos wat Jona in die vis was, 3 dae. Hy praat met homself. Hy praat met homself. Nou sê Dani, dit gaan 'n verskriklike tyd wees en al hierdie verskriklike dinge gaan gebeur en nogmaals verskriklike dinge. Nee, God het nie sy seun gestuur na hierdie aarde toe om ons te oordeel nie. Hy het vir hom gestuur om vir ons te red. Hy het hom spesifiek na ons toe gestuur om vir ons te red. Nie om ons te oordeel nie. En ons sien selfs in die boek van Openbaring dat Vader het 'n engel aangestel om vir hom te sê, maar almagtige God, jy weet is nou tyd. Jy kan nie langer wag nie. Hierdie moet nou gebeur. En jy kan, dis asof daar 'n prentjie is van die Vader wat huiwer. En dan ewe skielik word die seun gestuur. Nee, Jesus het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar een van liefde, né? En van 'n gesonde verstand. Christus het gekom om jou te red, nie om jou te oordeel nie. Die probleem van hierdie hele storie van ou Dani, dit was 'n private woord wat God vir hom gegee het, hy het dit verkeerd gesny. Dis wat hy gedoen het. Hy het dit gevat en hy het dit openbaar gemaak. Hy het dit so erg openbaar gemaak dat Christelike leiers opgestaan het teen hom en hom gebestraf het en duiwels gebind het en Satan wou uitdrywe en alles is net verkeerd en verkeerd. Ons moet kyk wat het Dani gesê wat reg was en ons moet kyk wat het Dani gesê wat verkeerd was. Dani was oorhaastig in sy profetiese rede. Maar hier is die ding. Hier is die hartseer van die saak. As teen die 26ste September niemand weggeraap is nie, die kerk nie verdwyn het van die aarde nie, en sulke goed nie gebeur het nie, dan is Dani Botha 'n valse profeet. Dan mag hy nooit weer profeteer nie. Hy mag nooit weer dan profeteer nie. Hy kan 'n leraar wees, hy kan 'n pastoor wees, 'n herder, maar hy mag dan nooit weer profeteer nie. Dis die hartseer van die storie. Kan iets ergerlik gebeur tussen die 23ste en die 26ste September? Kan daar grootskaalse gemors plaasvind? Ja, elke dag is daar aardbewings. En daar is gerugte van tsunamies, en daar is tsunamies. En daar is grondverskywing, en daar is oorloë en gerugte van oorloë. So kan iets ergerlik gebeur in die komende klompie dae? Ja, dit kan, maar ons lewe nie in vrees nie. Elke dag sien ons, wanneer ons die nuus lees en die nuus opneem, hoe daar verskillende ergerlike goede gebeur in die wêreld. So daar kan Dani miskien reg wees. Maar enige ou kan dit profeteer. Enige ou kan dit profeteer. Jy kan sê, mense, môre is daar weer moeilikheid in die wêreld. En jy gaan nie verkeerd wees nie. Dalk in Dani se hart het hy net hierdie geweldige behoefte om seker te maak dat ons in Suid-Afrika gered word, beskerm word, gereed is om die Messias te ontvang. Maar ons moet die woord reg sny. Ons word deur die engele en deur die Heilige Gees opgeneem met die eerste bassein geklank. Wanneer die tyd kom. Ek glo nie dis daai tyd nie. Moslems is besig om in 'n ry te bekeer. Op strepe is hulle besig om te bekeer. Die grootste groeiende kerk op hierdie stadium is die kerk van China. Hoekom sal Vader dit nou stop in die volgende paar dae?
Sorry guys, julle het julle beurt gehad, hoor, ek is nou jammer, julle gaan nie meer gered word nie. Hoekom? 6000 jaar moet verbygaan, ja. Maar die vraag is, gaan Vader 100% op die sekonde na die 6000 jaar periode hou? En is 6000 jaar nie dalk 60.000 jaar nie? Ons weet nie. Ons weet nie. Ons raak bevrees wanneer ons sien hoe die wêreldorde groei en die wêreldorde die en die wêreldorde daar. Maar hier in Suid-Afrika, ons is 'n Christelike nasie. Ons gaan dit nie toelaat nie. Geen duiwel gaan 'n mag hê oor ons nie. Geen mens gaan met die duiwel se magte oor ons regeer nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ons sal daardie probleem oplos voor daai tyd kom. So moenie bevrees wees nie. Ek voel net in my hart dat Dani het, hoe sê dit in Engels, he jumped the gun. Hy was net haastig. En dit gaan hom kos. Dit gaan hom ongelukkig kos. So verstaan hierdie ding, daar is 'n fees wat vervul moet word, die fees van trompette. Daai 3 feeste moet nog vervul word. Die bruid en die bruidegom, die 1000 jaar vrederyk, dit is alles feeste wat deur die Jesus, die Messias, vervul moet word. Nee? Dit kom. Wanneer moet dit plaasvind? Wel, die feeste is gewoonlik vanaf 23 September plus minus tot en met so 10 Oktober plus minus. Dis gewoonlik die tydperk van die feeste. Kan ons die Christus verwag in hierdie periode? Ja, jy kan, want hy moet die feeste kom vervul. Hy moet die feeste kom vervul. Gaan ons hom sien nou op die wolke? Nee, jy moet eers weggeruk word. Hy kom eers later op die wolke. Amper aan die einde van die boek van Openbaring, net voor die 1000 jaar vrederyk. Gaan hy hierdie jaar kom? My opinie is nee, daar's te veel profetiese woord wat uitstaande is. En 'n laaste woord, moenie vrees nie. Die Christus is vir ons. Hy is nie teen ons nie. Hy is ons rots. Hy is ons veilige hawe. Hy is ons vesting. Né? En hy sal niemand laat verlore gaan nie. Vader se hart is dat almal gered word. En hy sal die tydperk uitstoot en aanhou uitstoot totdat almal wie se name in die boek van die lewe is inkom. Amen. Fantastiese middag vir julle almal verder.